Dis moeg vandag. Nog goed geslaap. Ok, sê gou 'n bietjie vir my, en onthou wat ons laas het gepraat. Iemand met haar gaan bakke gemaak. Wat het ons gepraat? Goed is. Kan jy onthou nie? 99. Huh? Ik heb het meestal gegaan over dan mensen die er ook nog voor die dingen. Yes. Kyk, wat nog? Jy moet soos in goedse goeders op pad lei en jou eie pad maak nie. Kyk, En dan sal jy anders maak jy deur op vir die duiwel. kyk. Wat gebruik die duiwel om deur op te maak vir ons? Ja, leer maar. Emosies. Negatiewe emosies, as jy wil bang voel. Waarvan af kom bang? Jy wil raak, ok? So ons moet daai emosies omdraai en uitgooi en Jesus se positiewe emosies wat van vrede, van liefde, né? Ja. Lyk nie niks op die laaste weekie. Ok. Kom ons praat 'n bietjie oor vandag se. Vandag se topik is soek jy die Here soos 'n kosbare skat. Wat dink julle? Wat dink julle sê dit? Jy moet vir God soek, jy moet elke dag Bybel lees. Moet dit weet. Wat doen jy as jy Bybel lees eintlik? Jy praat met hom. Jy praat met hom, ja? Oh ja? Jy praat, ja. Okay. So wat doen ons Bybel lees? Wat doen jy as jy tyd spandeer by Sion, as jy baie by Sion speel? Wat gebeur? Leer jy hom beter ken, dink jy? Ja, jy leer hom. Jy soek sy hart, jy weet hy sê maatjie, jy weet wat maak hom gelukkig, jy weet hom hart is reg. Jy soek sy hart eintlik. So hoe meer jy hom speel, hoe meer soek jy hom, hoe meer leer jy hom ken. So wat doen ons baie Bybel lees? En leer hom net ken. Dan soek jy Here se hart. Okay. So aan die baie skrif lees nie, maar die twee skrifte, ons lees hier die ene, Matteus 13:44, sê hy, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Jy weet wat beteken verborge, né? Weggesteek. Okay. Wat 'n man kry en wegsteek. En in blydskap daaroor gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en hy koop daardie saailand, die saailand is die grond. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. Okay. So hy sê dat die koninkryk van die hemele is soos 'n saailand. So sê nou maar, die tannie sê vir julle, op hierdie werf waarop hierdie gebou is daar verseker wat seker 'n diamant of 2 of 5. Wat gaan jy doen? Soek. Gaan jy soek? Hoe lank gaan jy soek, hoor? Vir jou. Ek gaan soek tot dit kry. Tot jy hom kry. Ja. En sê nou maar na 3 weke se vrou jy hom nie gekry nie. En wat? Dink jy gaan skool los om te kom soek? Ja. As jy môre nie ter sprake was nie. Ja. Kyk hoe. Dink jy, as ek vir jou sê as jy daai diamant kry, kan jy vrou tennis speel, want ons geld het nie gaan. Hoe lank gaan jy soek? Vir jou tot dit daar Tot hom kry. Okay, en dink jy as jy die een gekry het, gaan jy ophou? As jy en nog soek? Daai hoekie kyk. Daai sien elke sentimeter. Elke sentimeter. Okay. Millimeter. So all in all lyk dit of jy gaan baie moeite insit en baie tyd totdat jy dit gekry het. En as jy die een gekry het, aanhou totdat jy nog een gekry het. Is ek reg? Okay. So hoeveel van julle het die beste maatjie by die skool? Almal van julle. Okay. As jy die oggend by die skool kom, soek jy eers vir jou maatjie wat jy kan gaan speel. Ja. Of loop jy net in die skool en dan praat jy so een keer die week met jou beste maatjie? Nee. Okay. So jy soek jou maatjie eers wanneer jy in die skool, soek jy hom op, kyk of hy op by die skool is. Is ek reg? So jy kan begin speel. Is ek reg? Hoe sal dit vir jou voel as jou maatjie, wat jy nog met jou beste maatjie is, jou net kom soek as hy iets sleg met hom gebeur, maar andersins speel hy met die ander kinders. So net as hy seer gekry het of iemand in hom lelig was, dan kom hy jou uit. Hoe sal jy voel? Sal dit lekker wees? Sal dit voel like jy gebruik jy net vir wanneer jy nodig het? Okay? So dink jy nie partykeer dis wat ons met God doen? Dat wanneer het ons sleg gaan hardloop ons aan God toe, maar andersins is ons nie so besig met hom nie. Dink jy ons soek vir God elke liewe oggend, elke net vir homself antwoord. Vanaf die opstaan is die eerste ding wat jy soek is vir God.
Daar waar jy nog in jou bed lê nog jy opgestaan en sê, die eerste wat jy doen is om te praat. Elke moet homself antwoord. Is dit wat ons doen? Daar is 'n pauses of as jy vir badkamer toe gaan en jy is vir 2 sekonde op jou eie, praat jy met hom. Of hy laaste ding voor jy gaan slaap. Lees jou maar vir jou Bybel, want dis maar net wat ons doen as jy in Suid-Afrika bly, jy lees Bybel, of het jy 'n begeerte om self God te gaan soek. Self Bybel te lees, self om te praat voor jy gaan slaap, net as jy opgestaan het. Né? So jy kan nie sê wat jy doen nie, ek sê elkeen moet homself afval in sy eie hart, want net elkeen weet hoe sy eie hart dit doen. Okay. So as ons vir God aangeneem het as ons verlosser en ons maatjie, né, hy is ons maatjie ons help, dink jy hy wil net een keer weet met ons praat of nou en dan ons bang is? Nee. Okay? God sê duidelik in sy woord dat ons moet soek elke dag soos 'n kosbare skat. Okay, so net gesê as jy weet dis 'n skat, gaan jy later so tot jy kry en baie moeite insit, né? Okay. So as jy net 'n gedeelte van daai skat gekry het, jy sê jy gaan aanhou soek, né? As jy weet daai skat gaan ander probleme oplos. So nou weet ons dis 'n skat, né? Jy kan nie sê vir dis verseker ene. Ons weet waar hy is. Hy is hier op hierdie 1500 square meter erf. Ons weet. Maar het jy hom? Nee. Het jy hom al in jou hand? Nee. Kan jy al iets doen met hom? Net omdat jy weet waar hy is. Kan jy nooit hoor met hy sê hier is diep, né? So as ons God ken van hom, want ons word almal in Christenheid groot, jy word groot met God. So ons weet waar hy is. Het ons hom al in ons hand, het ons hom al ontvang, het ons hom kan gebruik. Verstaan jy wat ek dan sê? So daar's 'n fyn lyn tussen om te sê ek ken vir Jesus en om regtig nie net te weet waar hy is nie, maar om regtig te ontdek het en om in jou hand te hê om te kan gebruik as jou maatjie. Verstaan jy wat ek dan sê? Sis? Verstaan jy wat ek dan sê? Okay. So net die feit dat ons weet wie God is en waar ons hom kan kry, beteken nie ons het hom gekry nie. Die feit jy presies weet waar die skat is iewers hier, beteken nie jy hom al gevind en as in jou hand en jy kan hom al gebruik vir iets nie. Is ek reg? Okay. So, en dis die leuen waarmee die duiwel ons toe kom en sê, ag nee, is mos 'n Christen man. Ag jy hoef nie vanaand Bybel te lees, jy ken mos vir Jesus. Né? Vanaand is ons 'n bietjie moeg gaan, jy hoef nie nou te bid, jy sal môre weer bid. Jy is mos 'n Christen. Dink jy nie die duiwel ons in ons doen? Hæ? Groot mense ook, né? Erger my groot mense doen dit, klop. Kyk, so die ding wat jy moet besef, die feit dat ons weet waar God is en wie hy is, beteken nie ons het hom gevind nie. Ons het hom nog steeds gaan soek, soos 'n skat, elke liewe dag. Jy het net gesê, sal anders soek elke dag tot jy hom kry. Jy gaan nie 'n week soek en dan 3 maande dink jy, ag nee, as jy skool toe gaan en dan dink jy, o, miskien ek nou 'n bietjie verstaan. Want sê net maar net hy het hom gekry want jy het hom gaan soek. Verstaan jy? Okay, so ek leer net hierdie ding vasmaak vandag in jou hart. Dat die feit dat ons weet wie God is om hom te kry, beteken ons het hom gevind nie. Verstaan? En dit is baie mense sê, ja, ek het vir Jesus aangeneem. So ek vra ek het vir Jesus aangeneem. Ja, ek het. Maar soek hulle elke dag, soek hulle sy hart, lees in die woord, soek hulle as hulle opstaan, soek hulle voor hulle gaan slaap, soek ons met die loop van die dag. Mense doen nie dit nie. En ons wat groot mense wat is en groot mense is, kan ek vir jou sê, sê hulle die naweek weer 'n siekie tennis speel. Vieslike kind. Kom af, ken jy vir Jesus? Sê ons sê nee, nou sy ma ook sien. Sy ma dink hy's fantasties hier kind, en hy is so goed tennis, maar hy vloek al die kinders op die baan en jy kan dit net sien. So, maar hulle bly 'n Christen land en jy dink hulle is maar gered want hulle is ook maar Christen, hulle is maar nie lekker Christen nie. Verstaan jy wat ek wil sê? Okay. En wat van, ons sê nou, as hy weet dat as hy daai skat kry, kan hy pro tennis gaan speel en dan het ons genoeg geld om vir elke training te vat. Ja? Gaan vir goed. Al nie soos ek my speel ten elke is. Nee, maar dan het jy geld om die training te kry om te speel. Dis Okay. So as ek vir jou sê, hierdie erf, ek vat 'n Versiel as 'n voorbeeld, en ek weet nie wat julle almal se drome is nie, maar ek weet nie wat syne is. Hy wil pro tennis speel. En pro tennis speel is baie geld, okay? Geld wat ek en John verseker nie het nie. Maar weet ja? Ek kan hoor piknik en ek hoor en as ek vroeg gaan slaap, ek kan die Bybel lees nie en die oggend dan ek kan nie bid nie want ek gaan nou my kos moet bepak vir piknik. Yes, verstaan. Maar sien die duiwel doen daai en in plaas van net 5 minute vroeër opstaan om 'n bietjie tyd met God te spandeer, om sommer daar by die piknik daar in die veld in te loop om 'n bietjie tyd met hom te spandeer 5 minute, né? So soek dit. Okay. So nou, ek en John het nie genoeg geld dat ons vir Sion kan pro tennis speel nie, okay? Ek
dink nie iemand in Suid-Afrika het nie, dis hoekom ons die Suid-Afrikaners weet so goed tennis speel, want ons het nie geld nie, want hulle praat van dollars en ponde en euros, ons praat van rand wat niks werd is nie. Okay, so ons het goeie talent, ons het nie geld om hulle daar te kry nie. Maar as ek vir Sion sê, hier is 'n skat in hierdie erf, dat as jy hom kry, het ons genoeg geld dat jy hierdie droom van jou kan waarmaak. Hoe gaan hy soek vir ons skat? Okay, aan mekaar wat hom gekry het en nog gekry het. Maar as ek vir Sion sê, wat van as God die grootste skat is wat jy nodig het? En wat van as God dit vir jou kan moontlik maak? Maak nie saak wat sy geld ek in sy paai het nie. Waar gaan jy dan soek? Maar doen ons? Nee, okay, verstaan jy wat die klein probeer sê? So ek vat Sion se tennis as 'n voorbeeld, almal het hulle eie drome en hulle eie goed wat vir hulle ver lyk. Maar as ek nou hier sê 'n skat wat jou probleme gaan oplos, dan gaan jy hom soek. Maar wat van as ek jou sê dat God eintlik die grootste skat is wat al die probleme oplos? Gaan ons tyd maak om hom te soek en sy hart te soek en die antwoord om te gaan kry. So dis wat jy kan nie vanaand in jou hart moet vat, vasmaak. Okay, die ander wat ek wil vasmaak is, kan jy die skat gebruik as jy weet waar hy is, maar jy het nog nie gekry nie. So kan jy God gebruik om jou te help as jy weet waar hy is, maar jy het nog nie gekry nie, nie verhouding met hom nie. Verstaan jy? Dus ek wil hier die goeders wat dink, né? Okay. Onthou julle is dit week 12, so is nou hele tyd ons 'n les gedoen van voorwaardes en beloftes. Wie kan dit onthou? Okay. So God het beloftes in die woord. Hy sê hy beloof om so te wees, maar ons maak as voorwaardes, né? Onthou julle, by hoe dit sê hulle bind to get one free. En as belofte nie een verniet kan kry, wat is die voorwaarde? Jy moet 2 koop. Jy kan nie een koop een verniet kry nie. Okay, so die hele woord van Here werk so, né? Okay. So hier is dieselfde. So kan God alles wat jy nodig het vir jou waarmaak? Wat het julle? Ja. Maar is daar 'n voorwaarde? Wat is die voorwaarde? Jy moet hom soek soos 'n kosbare skat. So kom ons lees net van Matteus 6:33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So God sê as jy net sy hart soek en sy hart alleen, sal hy alles wat jy nodig het vir jou byvoeg. Maar wat soek ons gewoonlik? Ons soek die goed wat ons nodig het, ons soek nie vir God nie. Ons trust nie dat God die goed wat ons kan gee nie. Is ek reg? Okay. Okay, so as ons 'n skat soek, soek ons die skat om die geld te kry, soek ons die tennislesse kan betaal of daai kan koop of dit kan koop, né? Of soek ons die skat en as ons die skat gekry het, voorsien dit van self geld en tennislesse. Verstaan jy wat ek sê? So soek ons die skat omdat ons daar wil hê of as ons die skat gekry het, is dit klaar betaal. So dis wat die Here sê, as jy die skat soek, as jy hom soek, het hy dit klaar vir jou gegee. Hy weet wat jy nodig het. Dink jy jou ma weet jy kos nodig sonder dat jy haar vra? Okay? Hy sê jou ma met 'n mens wat sleg is weet dat jy kos nodig het, nie dat ek voel dit goed is nie dat jy kos nodig het nie. So dink jy wil jy vir die Here vra, gee dan asseblief vir dit Here, dink jy so 'n vraag. Vra jy die ma so vir klere en kos en goed. Hè? O jy sê jy jou ma vir iets. Sê jy dit nou? Okay, so dink jy God weet dit ook nie. Maar God wil hê ons moet sy hart soek. Dan gee hy ons alles wat ons nodig het. Okay. So Annie het vir julle vandag 'n ouetjie demonstrasie gekry. So elke van kan van 'n boksie gaan kry daar, jy het dit bestaan met ons julle wil en hier kom sit. En dan kyk ons of julle julle skatte kan kry. Kom aan. Each brand. En ik kan het zo uitzetten. En hier kan jy die app uitgooi. Ja, en dat is goed. Om 'n skatte soek vir tyd. Ja, maar daai net 'n bietjie so. Ik kan het zoeken.
Dis kan net goud doen. So, silwer. Die groot kinders weet hoe weer die diamant gat besig. Ek het al weer van Oh jy het ons. Hoe weet jy die kruis is? Mama, ek weet nog nie. Ek het al sê. Kom suster. Wie ek kan nie ek het nog. Dis so ek het al twee. Gelyn. Hoe weet jy die kruis is? Ek het twee. Ek ken, kyk. Ek het ook twee. Ja. Hoe groot is wat jy al kry? 4, okay? As nog een. Oh mama, ek het twee. Hoe as dan nog nie? Bro, dat is nog net voor jou. Sorry. Waar is die een? Jy moet reg kyk suster. Dieper in. Sou alles onder. Sulke. Allee, moet jy. Hey. Dat is jou. Steeds was nog in jou box. Ek het ook sien. Al jou ingrediënten kry. Sien, jy het nog in jou box jou ingrediënten. Ek het 8, 6. 6, 8. Ja, jy is amper klaar. hoeveel is daar? Ek het net 7. Daar is nog een. Mooi. Hy wat by eers een gekry. Nee. 2. In my soul. Hæ? Nee, nee, so het in die grond gewees. Lyk is soos 'n skat. Lyk of jy nog altyd wil. Nee. Nee. Mooi nie nou van jy by. Jy het dit gekry. Hæ? Ek het al. Ek het al. Oh, hoeveel is die in? Daar is 10. Ek word nog 2. Ek het al 6. Nee. Ek Ek het al 3. Nee, nou kom ek. Nee, daar is 10. O, dat was 10. Oh, dat is nog geen. Ja, ek het nou 7. Ja, dis nog nie. 4. So, ek het wat 7. Ja, mama sê dit af. Kyk, daar's 9 in elke box. 9. Ja. Wat sê jy? 3 diamante, 3 goud en 3 silwer. Ek het 3 geld en ek het nog net 2 diamanten. Ek het So, ek het 2 silwer en 3 diamant. ek word nog 1 silwer. Ek het 4 silwer. So, jy het net gebak. Ja, relax. Dit terwyl ons so sit daar deur die grond, jy gaan nog nie op praat vra. Dink julle jy nog 'n God ontdek en hy's net 9 of so dan raak dit klaar? Wanneer dink julle raak hy klaar om te ontdek? Nooit nie. So besef julle dat ons dat elke nuwe dag moet soek soos 'n kosbare skat. En nie net nou en dan nie. Hæ? Ja. Okay. So hierdie soektog is net 'n demonstrasie, maar as jy na God soek, hou dit nooit op nie. Soek hulle almal hulle skatte hier binne.